anders het gesels hierdie week en ek sê herlewing het 2000 jaar terug begin en dit het nog nie gestop nie. Ons het net 'n sekere voorwaarde van hoe dit moet lyk. Maar die Here, daar is 'n herlewing. Daar is 'n ding aan die gebeur. En ons is besig om dit te snap. Dit moet jou baie opgewonde maak. Ek is heel bewerig nou. Weet jy hoe ek dit het? My bene bewe. Maar die Heilige Gees praat met my en hy sê in my gebede en in my meditasies tyd sit ek en dink en lê en bid en gaan te kere en die Heilige Gees al wat deur my kom as ek nou vir die Here goed vra wat hy vir my moet doen en alles en sê al antwoord is soek die koninkryk. Dis al wat ek kry. Soek die koninkryk, soek die koninkryk, soek die koninkryk, soek die koninkryk. Wat ook al my request is soek die koninkryk. Dis al wat die Here vir my sê die afgelope paar weke en die Heilige Gees sê ek is honger om te move. Ek wil move. Ek wil move, sê die Heilige Gees. Dis al wat hy vir my sê. Hy sê ek wil beweeg. Maar julle wil nie beweeg nie. Julle die ding wat opkom by my is Jakobus 1 vers 22 wat hy sê julle moet doen wat die woord sê en nie net dit aanhoor nie, anders te bedrieg julle julleself. Heilige Gees is honger vir 'n doener. Hy soek nie 'n kerk nie, hy soek nie mense wat dit kom sit elke Sondag en net luister nie. Hy sê anders te bedrieg julle julleself. Hy wag vir die een wat die woord vat en wat die woord hoor en wat die woord glo sodat hy dit kan back en prove. So hy soek 'n doener. Hy soek 'n ou wat uitgaan en wat as hy die woord hoor, as hy op 'n Sondag hierso is en hy kom uit, nie net nog 'n kerkdiens is nie, maar actually gaan en hierdie woord vat en werk maak daarvan. Nie op 'n wettiese manier nie, om gered te word. Jy's klaar gered. Jy's klaar op pad hemel toe. Kry dit uit die weg uit. Hierdie is om 'n kingdom impact living te hê op aarde van nou, voor jy uitgaan. Want jy is hier vir 'n doel, vir 'n purpose. Nie net om deur die motion te gaan en te wag tot jy nou maar eendag gaan uitgaan nie. Hoekom is jy dan nie so? God het jou gemaak as 'n sekere probleem, sekere ding in hierdie aarde wat ontstaan het en dan maak hy 'n mens om daai ding uit te sort along in sy journey van sy lewe. So elke ou het 'n purpose, elke ou is hier geplaas spesifiek om deel te wees van die liggaam van Christus. Want dit kan nie net 'n arm of 'n pinkie of 'n klein toontjie of 'n ding wees nie. Die hele liggaam moet bymekaar kom. So jy is hier vir 'n rede. Maak nie saak as jy 80 is of 2 jaar oud of 'n maand oud is, jy's hier vir 'n rede, vir 'n purpose. En jy is nie te oud nie en jy is ook nie te jonk nie. Hou op dink jy's op pad uit, jy gaan nou maar net deur die motions. Ek is nou maar 'n deel van die kerk want ek het my hele lewe lank so groot geword. Ou mense, julle is hier vir 'n doel. Julle het 'n purpose. Julle is nie op pad uit nie. As jy nog asemhaal en lewe, is daar iets wat God deur jou wil doen vir ons tyd, vir hierdie generasie, vir die wêreld. As 'n doel vir jou lewe. Ons kort jou. Jy is nie hier om 'n seat te vol te maak nie. Die Here sal kom herstel, maar soek doeners van die woord. Nie net mense wat dit hoor nie, maar mense wat aksie neem. Hy sê anders te bedrieg julle julleself. Julle mislei julleself dan om te dink ons kan maar net hier kom sit en te luister en aan te gaan. O God is seker happy met my. Hy is happy met jou want hy sien sy seun, Jesus Christus en dit is all pleasing vir hom en ek is in hom. Maak nie saak wat nie, hy sal happy bly want sy seun het hom geplease aan die kruis en ons almal is in hom. Maar die Heilige Gees soek uit 'n koninkryk gebring en hierdie koning se reputasie hang af van hoe die koninkryk lyk. Elke keer jy kan maar gaan kyk in die geskiedenis boeke van hoe konings en goed werk. The king has got a reputation that he must uphold. Nog voor jy by die koning se paleis uitkom, wys die koning al vir jou wie hy is deur sy mooi paaie en tuine en goed, as jy by 'n koning aankom by sy koninkryk, hy reveal al wie hy is nog voor jy hom ontmoet het. Nog voor jy by hom is. En ons is daai reveal van die koning.
Ons 'n reputation wat hy wil hê wat geuphold moet wees. En die Heilige Gees is honger en hy is uitgestort vir hierdie rede om dit te prove, om dit te laat manifest. Die Heilige Gees is soos in my, soos ek is honger, ek wil move, maar ek kort 'n doener, ek kort iemand wat hierdie woord vat en dit actually gaan doen sodat ek dit kan prove. Ek wil dit prove. In Johannes 1 vers 12 sê hy aan die kinders van God het hy nou aan ons die reg gegee om kinders van God te word. Hy sê ek wil dit nou prove. Ek weet nie van julle nie, maar ek is honger vir 'n manifestation. Ek is honger vir 'n proof. Ek het dit nie nodig nie, maar die feit dat ek hier staan en kan preek, as jy my geskiedenis ken van waarvan ek kom en hoe erg ek gehakkel het in my lewe en hoe disleksies ek was, hierdie is 'n wonderwerk. Dit is my proof. Maar ek is lus nou, ek is honger nou. My hartsbegeerte is dat daar actually doeners moet wees en nie net hoorders nie, dat ek kan sien hoe hierdie wonders en tekens kan manifest. En hoe ons uitgaan en dit gaan beleef in die wêreld. Ons is gemaak om uit te gaan uit hierdie 4 mure uit. En dit wat ons hier ontvang het, te gaan wees. Amen. Nie net hoor nie. Nie net hoorder nie. Hy sê anders gaan jy jouself bedrieg. Wil jy hê God moet beweeg in jou lewe? Wees 'n doer of the word. Kyk, hoe kom dit? Hoe manifest dit in jou lewe? Nie net hoor nie, maar gaan doen. Hy sê in so daar's 'n aksie. Né? Aksie. Kom maar, moenie aan die slaap raak met die koue te nie. Daar's 'n aksie, as 'n doen aksie altyd as dit kom by die woord van die Here. Want hoe kan ek sê ek glo as ek niks doen wat klein wat ek glo nie? Verstaan? Die goed wat ek glo moet ek gaan uitoefen. Want ek glo dan. As ek glo, okay, ek gaan dit doen nie. My kar kan 200 km/h ry, dan gaan ek dit ergens in my lewe gaan ek dit toets. Ek moet dit doen nie. Is 'n goeie voorbeeld nou nie, maar ja. Maar jy koop nie vir jou 'n 4x4 en ry die hele tyd teerpad. Jy gaan toets dit so nou en dan. Jy gaan sit die ding in 4x4 en jy gaan ry in die sand en kyk hoe hierdie ding kan. Jy toets dit. Selfs met ons. Ons kry hierdie woord. Ons het alles gekry. Ons toets dit nie. Ons moet 'n doener wees. Dit sal jou nie faal nie. Soek die koninkryk van God. Soek. Doen. Soek. Doen. En al die goed sal vir jou gegee word, sê die Here. Daar sal 'n manifestation kom van sy rykdom, sy wealth in jou lewe. Wie hy is, die persoon, die God wat die aarde geskep het. Alles is in hom. Daar sal 'n manifestasie kom van hom in jou. 1 Korintiërs 4 vers 20 sê hy, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Verstaan? Ons maak dit 'n saak van praatjies. Hy sê, Jakobus sê, moenie net 'n hoorders wees nie. Ons almal is hoorders en praatjies. Het jy dit gehoor? Die hele kultuur vandag is so van, dis net 'n debat op 'n debat en die een wil daai en verkeerd bewys. Dis 'n massiewe versameling van info en kennis en as 'n wapen om goed uit te ruil en te beklei en te bewys wie is reg en wie is verkeerd. En die hele wêreld het so ontstaan. Dit gaan net oor praatjies en dit het so oorgespoel in die kerk en die kerk gaan later net oor praatjies. Bybelstudiegroepe gaan net oor praatjies. Wie ken die meeste versies of wie klink die heiligste of whatever. Sonder dat ons weet, val ons in daai gat van praatjies. Maar daar word niks gedoen nie. Verstaan? Ek sal eerder niks praat nie en uitstap en gaan doen. Want die manifestation van die krag. Hy sê die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Nie van hoe baie ons kan praat en hoe baie ons onder mekaar kan uitruil nie. As dit in humbleness en nederigheid is, ja, by all means go. Maar sonder dat ons weet, dat ek wil jy met mooi ondersoek instel, is dit 'n kompetisietjie dalk. Verstaan, want ons lewe in 'n kompetisietyd. Alles is kompetisie. Almal se lewe is of op Facebook of op Instagram. Almal sien wat almal het en almal wil dit ook dan hê en so is dit altyd net 'n kompetisie. Ek is nie soos daai nie of daai nie. Verstaan,
Ons altyd hierdie ding. En dan dit maak praatjies. Niemand doen nie. Ek wil hoor, wat het jy te sê? Wat sê daai ou? Kom ek kry vir my 48 verskillende YouTube pastore. So, dis net praatjies en niemand volg iemand en doen iets in die kingdom nie. Ek dink gisteraand aan terwyl ek deur hierdie goed gaan, dink ek weet daar's seker baie mense wat nie van my hou nie of van die manier hoe ek praat. Daar's baie mense wat nie van pastoor Jethro hou of die manier hoe hy praat of van Dr. Andries of whoever. Dit gaan nie oor praatjies nie. As iets jou irriteer, dan moet jy weet, dit gaan vir my oor praatjies. Dit gaan vir my oor my itching ear. Kom ek gaan my eerder juist na daai ou toe wat my irriteer. Hy sê in 1 Timoteus 6 vers 3 tot 4, as iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks nie. Hy het 'n siektelike beheptheid met twisvrae en met 'n stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery. Maar hy het 'n siektelike beheptheid met twisvrae en 'n gestryery oor woorde. Bestaan dis konstant daai van met die koninkryk gaan nie oor praatjies nie. Dit gaan nie oor 'n gestryery oor woorde en wie weet wat nie, maar dit gaan oor krag. As jy enige iemand as dit daaroor gaan, dan moet jy weet, dan moet die check jou engine liggie, die warning lights gaan aan dan. Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 3 en 5 in die Amplified Classic, hy sê, for the time is coming when people will not tolerate, endure, sound and wholesome instructions, but having itching ears, gaan net oor praatjies, wat kan my ore krap? Having itching ears for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another to considerable, dankie, number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, and will turn aside from hearing the truth and wander off into myths and man-made fictions. Kom ons stop eens daar. Hy sê, maar kom 'n tyd van itching ears. Maar kom praatjies. Ek is honger vir nie praatjies. Ek is honger vir krag. As my ore gekrap moet word die hele tyd, dan is daar fout. As ek nie van daai pastoor of daai pastoor hou nie, want my eers word nie getikkel nie, dan moet ek huis toe gaan. Want hy sê die regte goed. 'n Herder daai tyd het olie gevat en die skape gesalf, want daar het vlee en goed gaan sit en hulle ore het so begin juk. Dit was horrible vir die skape gewees. Dis hoekom hy die herders, die het altyd die skape se koppe geanoint met olie. Verstaan? So as daar itching ears is die anointing weg. Want hulle kry nie anointing oil by die shepherd nie, want hulle kry vir hulle teachers wat sê wat hulle sal wil hoor, en daar is die anointing nie. Maar as jy by 'n herder sit, wat jou actually irriteer, maar jy kry olie, sal die itching weggaan. Sal hy die slegte goed weghou. Maar as dit gaan oor praatjies, en wie sê wat, die hele tyd konstant. Hy sê, dit gaan nie, koninkryk van God gaan nie oor praatjies nie, maar dit gaan van krag. Daar's 'n krag aspek in die kingdom wat moet manifest. 'n rulership, 'n authority wat moet manifest in die kerk. Nie 'n hoorder van die woord nie, maar 'n doener van die woord. Sodat die krag dit kan back. Want hy sê in Jesaja, die woord wat uit my mond uitgaan, dis soos reën wat uit die hemel uitkom. Dit val op die aarde. Dit doen nie niks nie. Dit bring iets tevoorskyn. 'n groen plantjie spruit uit. Daar gebeur altyd iets daar waar die woord uitgaan. Hy sê dit sal nie leeg terugdraai na my toe nie. Daar sal
dit sal my behaag, daar sal iets gebeur. Die een wat doen, wat nie net hoor nie, wat die woord vat en doen, daar moet iets gebeur. Daar is die saad, dit is 'n goddelike vermoë wat moet uitkom. Dis God se saad, hierdie woord. En as ek dit net hoor, dit val op niks nie. Maar as ek dit gaan doen, cultivate ek my grond. En gooi ek kunsmis op daai saad. En wat kom tevoorskyn? Wat is die saad? Dis God. Ek dink nou aan Jesus wat sê, Filippus sê vir hom, wys vir ons die Vader. En Jesus sê, maar hier staan ek. Verstaan, dis is, as ek hierdie water vat, hierdie water is God. En ek gooi dit in 'n glas. Verstaan, en iemand sê vir my, wys ons vir God. Sê, wat bedoel jy? Hier is hy in die glas. Verstaan? Dit wat ek uitgegooi het in hierdie glas, dit wat God uitgestort het in ons op Pinksterdag, hy sê, dit is wat Joel van gepraat het, ek sal my gees, dit wat ek is uitstort op alle mense. Ja. Wys vir ons God. Hierso is die representatives. Hierso is die beeld van God, gemaak in sy beeld, sy gelykenis, sy verteenwoordiger, om te heers oor alles op die aarde. Hoe bedoel jy, wys vir my God? Hy het hom uitgegooi in my. Dankie Jesus. Nou is hy binne in my. Het jy vanoggend gevoel, voordat ek nou amen gesê het na die worship, kon jy God voel? Ja, dis reël. Dis reël. Kom ons beweeg weg van itching ears en praatjies en goedes. Kom ons gaan wees doeners van die woord. Kom ons kry 'n salwing terug, wat die itchiness gaan weghou, sodat ek ophou rond gaan YouTube en allerhande Google en goedes, om vir my iemand te kry wat wil hoor wat ek sê, net sodat my eie sonde kan onderdruk wees, sodat ek my gewete kan onderdruk. Paulus sê vir Timoteus, behou 'n skoon gewete. Sommige het hulle gewete geonderdruk en hulle geloof het skipbreek gelei. Geloof is al ding wat jy het wat God please. As jy nog 'n gewete gaan onderdruk en jy wil net hoor en itching ears sê, dan gaan onderdruk jy geloof en alles onderdruk jy. Dis hoekom hy sê moenie jouself mislei nie. Want as jy net gaan hoor en nie gaan doen nie, dit wat jy gehoor het nie, mislei jy jouself, bedrieg jy jouself, want jy onderdruk. Jy onderdruk. Want jy soek iemand wat die itching ear kan krap die hele tyd. En as jy onderdruk jy geloof. En as jy geloof onderdruk jy die einste ding wat God behaag. Is vertroue en geloof. Dis al. So moenie net hoorders wees nie. Moenie dat dit 'n kerk wees van net hoor nie. Maar gaan doen dit wat jy gehoor het. Dit gaan 'n challenge wees vir jou. Want jy gaan dalk in OK of in Pick n Pay stap en daar gaan iemand wees en jy gaan hom sien en die Here gaan vir jou so aantrek na hom toe en sê ek moet vir daai ou gaan bid, ek moet vir hom 'n woord gee. Ek weet nie wat dit is, dit gaan challenging wees. Maar dis waar dit inkom, dis waar hy inskop. Dis waar die Heilige Gees jou back en dit gaan prove. Dis waar die kingdom gaan manifest. Dit gaan nie net oor jou nie. Jou gift is vir jou gegee vir iemand anderste. Die wie die grootste wil wees, moet die minste wees. Die wie eerste wil wees, moet die laaste wees. Dis altyd, die geskenk is gegee vir die res. Nie net vir jou nie. Dat die res sal volg. Jou needs en alles sal vervul word. God is nie besorg oor itching ears nie. Hy is nie in die besigheid van om ore te krap nie. God is in die besigheid van transformation. Om jou te verander in die beeld van sy seun, Jesus Christus. Hoekom sal jy nie dit wil wees nie? En enige iets wat jy doen in jou lewe, enige besigheid wat jy wil aanpak, enige ding
wat jy huidiglik besig is om te studeer voor, of whatever die case is, die vrug van die Gees is Jesus Christus. Daai model, daai vrug van die Gees, liefde, vrede, vreugde, selfbeheersing, geduld, is die beste model vir enige manager of CEO van 'n company om vir jou te laat maak succeed. As jy vir Jesus kry en jy kry die vrug van die Gees, gaan jy dit maak. Sal jy suksesvol wees? Sal jy slaag in wat jy moet doen? Moenie bang wees nie. Wees sterk, wees vasberade. Soos wat hy vir Joshua gesê het. Hy sê hierdie woord moet die ringsnoer wees vir alles wat jy praat, alles wat jy dink, alles wat jy eet, alles wat jy proe, alles wat jy doen. Buite hom is daar nie 'n ander lewe nie. Hy sê moenie wegdraai van hierdie boek wat ek jou gegee het, hierdie woord nie. Wees 'n doener van dit. Moenie links of regs afdraai nie. Hy sê bly op dit, bly op koers met dit. Hy sê in Joshua 1 vanaf vers 7, hy sê dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal suksesvol wees. Dan kom al die Jeremia 29 vers 11, dan kom al daai goed bymekaar. O, ek weet wat hy beplan het vir my. Is 'n hoop, is voorspoed, is nie teëspoed nie, is 'n verwagting. Be a doer. Romeine 12 vanaf vers 1 en 2. Hy sê moenie gelyk word. Hy sê gee jouself as lewende offer. Nie 'n dooie offer nie, 'n lewende offer. Hy sê jy is 'n lewende offer. 'n doener. Nie net 'n hoorder nie. 'n ou wat sit, hy's dood. 'n liggaam wat nie asemhaal, soos Jakobus sê, liggaam wat nie beweeg, hy's dood. Selfs met die geloof as dit nie oorgaan in dade nie. As jy gee jouself as lewende offer. Vers 2 van Romeine 12. Hy sê moenie gelykvormig word in hierdie wêreld nie. Maar laat God jou gedagtes vernuwe. Transformasie. Hy wil nie jou oor 'n tikkel nie, hy wil nie jou oor 'n streel nie. Gaan nie vir hom oor praatjies nie. Gaan vir oor transformasie. And be a doer of the word. Wil jy die woord sien in aksie in jou lewe? Doen dit. As jy moeg vir die wêreld om te sê, ja, maar God is nie eintlik reël nie, of ek het hierdie kerk ding gedoen, maar dit werk nie vir my nie, al daai klas van praatjies wat mense baie keer praat. As jy moeg daarvoor, be a doer of the word. Moenie net luister nie, moenie saam met die flow gaan nie. Baie tyd het ek nog, genoeg tyd, ja. So gaan dit ook met die praatjies. Wat het ek hier geskryf? So dit gaan nie oor praatjies nie. Ek weet, dis lekker. Vroumense, maar het joke net. Ek skryf hier so. Ek weet, dis lekker vroumense. Joke. Dis nog gisteraand terwyl ek daar sit en ek dink. Maar het gaan nie oor praatjies nie. Het gaan oor krag. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus vir hulle finale opdragte. Finals voor hulle op hulle eie gaan. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dan sê hy, gaan terug Jerusalem toe, julle sal my getuienis wees oor my Judea, Samaria, oor die hele wêreld. Maar hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. En die Here praat al 'n heel week met my oor hierdie, hy wil move, hy soek 'n doener, want ons krag, as 'n manifestation wat moet plaasvind. En ek het gaan kyk, hierdie woordjie krag, het ek gaan kyk in die verskillende vertalings, in Grieks is dit dunamis, is die woord se naam, vir krag. Hy sê God's power, ability to perform acts of strength. It's not possible with humans. Verstaan, is God se vermoë, is God se krag wat actions of strength uitoefen, is God se ability, is dunamis. Die ander woord is kratos, is ook Grieks,
Wat hy sê is power, dominion. Dis alles die woordjie power. Hy sê julle sal krag ontvang. Hy sê so wat hy sê is julle sal God's ability you will receive to perform acts of strength. Die ander woordjie, die Griekse woord, selfde woord vir krag is kratos. Hy sê power, dominion, kingdom, God's reign over all creation. Hy sê you will receive, go back to Jerusalem, wait for the Holy Spirit, you will receive dunamis. Hy sê God's power, God's ability. Hy sê kratos, you will receive dominion, you will receive kingdom, you will receive power, you will receive God's reign over all creation. Dis baie meer as net as ek lees Handelinge 1 vers 8, ek ontvang krag. Die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Jy sal God se abilities sal jy kry wanneer sy gees in jou kom. Jy sal authority kry, dominion kry, jy sal kingdom kry. Doener gaan uit en doen. Ek dink dis die Latynse woord ook sê, dynaminus is ook 'n woord vir krag, en die Grieks is dunamis. Jy sien in Engels kry hulle woord dynamite van hierdie woorde af. Dunamis en dynaminus, ek dink is Latyns. Die Engels kry twee woorde van dit af, is dynamite en dynamic. Kom alles van hierdie Griekse woord power af. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will receive dynamite when the Holy Spirit comes upon you. You will be a dynamic person when the Holy Spirit comes over you. You will receive dynamite. Ek dink die Here het bietjie baie anders te bedoel as ek voel 'n bietjie moeg om pap vandag en goed as die Heilige Gees is ek nie oor my nie. Dis 'n baie anders te betekenis hierdie. Is baie groter as wat ek en jy dit maak. Jy sal 'n dynamic person wees. Ek het nie baie in my groot woordeskat nie, so ek moet al hierdie goed Google om vir my te kan sê wat beteken dynamic. Dynamic beteken constant change. Romeine 12 vers 2 wat ek gesê het. Hy sê moenie gelyk word aan die wêreld nie, maar laat jou gedagtes vernuwe word elke dag. Hy sê a dynamic, you will be a dynamic person when the Holy Spirit comes upon you. Hy sê constant change, active progress, positive in attitude and full of energy and new ideas. It's a dynamic person. You will be a dynamic person when the Holy Spirit comes upon you. You will have constant progress. You will be full of energy. You will have new ideas constantly, every day. The kingdom increases every day. Power, kratos, you will receive the kingdom, dominionship, God's rule over all creation. Dynamite and dynamic is what you will receive when the Holy Spirit will come over you. Dis hoekom hy sê constant change is die een woord. Dis hoekom God, die kerk is nie dieselfde wat dit 2000 jaar terug was in Handelinge nie. Dit lyk baie anderste. Maar hy het gesê it's going to be that dynamic. There's going to be progress. There's going to be constant change. Hy meet ons vandag hierso in hierdie tyd, in hierdie kultuur, in hierdie era. Alhoewel dit nie dieselfde lyk as 2000 jaar terug nie, is this a dynamic power that the Holy Spirit gives us. Hy meet ons hierso. Dis nie net vir daai mense bedoel nie, of vir daai ou wat dit geswat het, of daai wat ook al persoon nie. Dis vir ons vandag, vir die kerk vandag. Dynamite kom van die Griekse woord af. Dunamis. Is direk daarvan afgevat. Die kerk is geskep. Jesus gee die opdrag. Hy sê, moenie die kerk gaan begin wanneer die Heilige Gees kom. Want then you will receive power, dynamite, you will be dynamic. You will have active progress the whole time.
En dit was so gewees. Dit is nog steeds so vandag. Jy kan enige plek in die wêreld gaan en jy gaan 'n kerk daar kry. Die kerk het nie gestop nie. Die kerk het gefloreer. God se woord staan vas. Hulle het power gekry toe die Heilige Gees oor hulle kom. Dit was soos dynamite. Dit het ontplof. Die kerk is geskep om te ontplof. Ons hierso, die kerk is die force vir die wêreld. Die kerk is die leaders in die wêreld. Hulle word nie gelead nie. Hulle move die wêreld. Die wêreld move nie die kerk nie. Tensy dit gaan oor praatjies en nie oor krag nie. Dan praatjies kom in en dan word ons gedikteer. Die musiek is so, ons moet seker daai ou ook akkommodeer. Kom ons kry die hele LGBT community en laat hulle pastore wees. Met liefde kom kerk toe. Gaan oor krag. Nie dat daai goed inkom nie. Ons move die wêreld. Dis kingdom, dominionship. God's rule over all creation. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. So anointing wat jy moet ontvang, konstant elke dag 'n soaking kry. Ons stoot terug. Die wêreld stoot nie vir ons nie. Die kerk is gemaak om te ontplof. Dynamite gebruik ons in vandag se tyd om berge te verskuif. Ons skiet dit uitmekaar uit om 'n pad te maak. God sê jy gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Jy gaan my ability kry. Dynamite. There's going to be an explosion in your life. Maak dit jou opgewonde. Maak my baie opgewonde as ek sien wat God bedoel het toe hy sê jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Dit maak my dat ek nie die leuen glo oor myself nie. Die Heilige Gees kom oor my. Ek het net gesê die feit dat ek hier staan en ek kan praat en preek en alles blow my mind, maar hy het my 'n dynamic person ook gemaak. Constant progress, full of energy, full of new ideas. Nuwe idees. Jy het 'n unfair advantage bo die res van die wêreld. In jou besigheid, in jou verhoudings, whatever, daar's nuwe idees konstant besig om in te kom. Maar is jy net 'n hoorder of is jy 'n doener? Want om 'n hoorder te wees, gaan jy nie altyd hierdie nuwe idees kan snap nie, want die Holy Spirit wat inkom en wat power gee, is op charge die hele tyd. Hy kry nie kans om te beweeg nie, want niemand wil die woord doen nie. Maar as jy uitgaan en nie net hoor nie en jy doen woord, kom die krag van die Heilige Gees en is sy werking active in jou lewe en is daar constant progress in your life en is daar heeltyd nuwe idees en sal jy nie moeg word of uitsak nie. Ek dink as Hebreërs 12 wil dit sê, hy sê oë gefestig op Christus Jesus, hom wat so skaamte vir ons verduur het. Hy sê as ons fokus hou op hom waar hy gegaan het, sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dit bestaan nie. In Korintiërs 10 vers 13 dink ek of 13 vers 10 sê ook geen versoeking het julle oorval wat julle nie kan hanteer nie. Dit bestaan nie. En as die versoeking kom, sal daar altyd 'n way out wees. So die ergste het nie met jou gebeur nie. Dit mag dalk vir jou so voel, maar as dit kom, dan kom die antwoord ook altyd saam. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will be a phenomenal person when the Holy Spirit comes upon you. Jy sal uitstaan in hierdie wêreld. Jy sal 'n uitblinker wees. Jy kan nie normaal bly nie. Wys vir my God. Ek het hom ingegooi. Wees 'n doener van dit wat binne in jou is. Die woord. Dynamite. Dis wat jy is. Ontploffing. Dynamite is compressed energy. Verstaan, is maar baie van die kerkmense loop net rond as stokkies dinamiet.
Beteken niks nie. Vertel vir almal, ek is dinamiet, ek is dinamiet, ek is dinamiet. Beteken niks, jy dinamiet moet aangesteek word. Dis 'n verskil tussen 'n slukkie water vat en as iemand 'n emmer water oor my uitgooi. Dis 'n doping in die Heilige Gees. Waar die dinamiet ignite. Jy kon dalk 30 jaar terug dit gekry het en gedink het dit hoef nooit weer te gebeur het nie. Paulus sê in Efesiërs 4 sê be constantly renewed in the spirit of the mind, be constantly baptized in the spirit. Elke dag. Satan worry nie asof jy 'n dinamietstok het nie. Hy worry oor die vuur wat die dinamiet aansteek. Die een wat doen en nie net hoor nie. Wat help het, ek loop met 'n dinamietstok hier rond my, is useless. Was die vuur nie. Dis soos as hier 'n ou inkom nou en hy wil my aanval en ek ruk 'n geweer uit. Hy sê ek het 'n gun hè, ek het 'n gun. Maar ek gebruik nie die gun nie. En die ou kom al hoe nader gestap. Ek sê stop, ek het 'n gun, ek het 'n gun. En hy kom al hoe nader gestap. Stop. Dat hy later nie op my staan sê ek het 'n gun, pas op. Maar daar gebeur niks, ek gebruik dit nie. Dit is hoe baie Christene is, dis hoe baie van ons lewe. En jy het die Heilige Gees, ja, maar die Heilige Gees is nie gegee om hemel toe te gaan nie. Die Heilige Gees is gegee vir kingdom dominion, active progress hier op aarde. Jesus Christus het die prys betaal, jou kaartjie, hemel toe is reg, is uitgesort. Die Heilige Gees is gegee vir hierso, vir lewe. It's a manifestation van God se krag in die aarde. It's 'n manifestasie van wat sy woord kan doen in ons lewe. Maar dit help jy steek dit aan die brand nie. Anders bly dit maar net dinamiet. Jy kort die vuur. Toe hulle gebid het, die disippels, eintlik 'n fotootjie daarvan opsit. Ek het nou nie ingekry nie, maar toe die Heilige Gees uitgestort is. As jy die fotootjies kyk, daai 4 tonge bo op hulle koppe, dit lyk presies soos 'n dinamietstokkie wat aangesteek is. Die 4. En toe is Petrus, wat 'n visserman is, dynamic. Toe kom maar abilities oor hulle wat hulle nie gedink het is moontlik nie. Maar die dynamite was aangesteek. En die kerk het geëxplode. En dit was nie net 'n one-off thing nie. As jy daarna gaan lees, het hulle konstant volhard in gebed en hy sê was hulle weer vervul met die Heilige Gees. Verstaan? Was altyd 'n top-up weer vir die volgende season, vir die volgende ding wat die kerk gaan doen. Verstaan? Want Jesus het al lank voor dit oor hulle geblaas en die Gees vir hulle gegee. Maar die volgende ability het gekom met die vuur. Om hulle te ignite, om hulle aan te steek, dat hulle kan ontplof. Sodat jy in Satan se pad kan staan. Ons het 'n kerk geword wat sê, o, Satan staan in ons pad. Nee, as hy weet jy het vuur, en hy weet jy het obviously dinamiet, staan jy konstant in sy pad. Ek is nie ge-worry oor hy wat in my pad staan nie. Ek maak 'n punt daarvan om in sy pad te staan. Nader tot my. Nader tot die vuur. Word aangesteek. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom.
Dis God se lewe. Die lewe van God wat release word binne in jou. Kom ons maak klaar. In Handelinge 1 vers 8. Sê Jesus, julle sal my getuies wees. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. So jy is dit. Jy probeer nie 'n getuie wees nie, jy is 'n getuie. Jy is iemand wat hierdie woord vat en dit gaan doen. Buite dit, short circuit iets weer, werk iets weer nie uit jou lewe nie. Jy het dit ietsie, dingetjies. Jy hoef jou sticker op te plak agter op jou kar om te sê, ek is 'n kind van die Here nie, wees dit net. Hy sê, jy sal getuie wees. Jy is 'n ambassadeur, jy is 'n citizen. Ons het nou die Sondag al gepreek, ek probeer nie 'n burger wees nie, ek is 'n burger. Ek probeer nie 'n seun van God wees nie, ek is 'n seun van God, deur die bloed van Jesus. So wees wat jy is. Jy sal krag ontvang. Jy sal dynamite wees. Jy sal dynamic wees. Jy sal kratos kry. Kingdom sal jy ontvang. Dominion sal jy ontvang. Jy sal God se heerskappy oor die hele skepping ontvang. Wees dit net. Doen dit. Moenie net hoor elke Sondag van hierdie woord nie en sê, Tron het 'n awesome gepreek en goed nie. Beteken vir my niks nie. Beteken niks vir my as iemand vir my sê, Tron, jy preek baie mooi nie. Dit beteken vir my iets as iemand my glo en het actually gaan doen, dit wat hy gehoor het. Ons maak ons oë toe. Kan jy nie al 'n bietjie harder speel of iets? Ek weet nie, dit voel nie vir my ek wil nou met iemand se emosies praat of iets of iemand wat hartseer is of wat. Ons is oor daai punt. Ek voel jy's dynamite. Ek voel die krag van die Heilige Gees. Ek voel hier's mense wat hier sit. Ek wil hê jy moet nou dink aan niks anders nie as aan dit wat ek gepreek het nou. Die krag van die Here Jesus Christus. Jy dink dalk aan jou probleme en ek weet jy het probleme of ek weet daar is dalk 'n kwaal in jou liggaam of whatever die case is, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Jy sal abilities kry, daar sal God se vermoë deur jou werk. God se vermoë werk deur my. Ek is oortuig daarvan. Ek het dit al hoeveel keer gesien en ek weet dit is waar. Die feit dat ek hier staan en ek kan praat en ek hakkel amper niks nie, is God se vermoë wat deur my werk. Dat hy vir my woord gee, dis God, dis die Heilige Gees wat vir my laat praat. Dis hy wat in my lewe. So God se abilities is binne in my. Ek weet nie van jou nie, maar ek glo dit. Hier waar ek staan vanoggend, hier voor waar ek staan en praat, is God se ability wat deur my vloei nou heiliglik. En as hier enige iemand sit wat 'n kwaal het in sy liggaam of iets voel nie reg nie, iets voel uit lyn uit, kom maak hierso, kom staan hierso in 'n ry. Ons gaan een vir jou bid. Gaan net hande op jou lê. Of as jy voel jy wil aangesteek word vanoggend, dan kom staan jy hierso. Kom maak 'n ry hier af. Ons gaan vir jou een vir een bid. As jy voel maar, Jesus, Here Tron, jy het gepraat en gesê ek is dynamite. Dit maak sin, maar ek kort 'n vuur. Ek kort 'n aansteek, ek kort 'n kontakpunt weer. Kom staan hierso.
Dat ek hande op jou lê. Ek sê dit nie om voorbarig te klink nie, maar God werk deur my. Hy werk deur 'n klomp mense hierso, wat dieselfde mindset het as ek. En daai mense wat dieselfde mindset as ek het, van die leiers, ek weet iets van julle, kom staan nie saam met my hiervoor. Ons gaan hierdie mense die hande oplê, ons gaan vir hulle bid, want hulle gaan nie dieselfde hier uit nie. Hier gaan 'n change kom. Jy kan nie 'n aanraking kom met die lewende God en dieselfde bly nie. Daar is 'n verandering, daar kom 'n change, en die Here gaan jou aanraak. Kom vorentoe. As jy voel as 'n ding nie reg nie, kom, dat ons vir jou bid. Ons gaan nie net hoorders wees van die woord nie, ons gaan doeners wees van die woord. Siekte of vuur, wat is dit? Net albei. Here Jesus, ek dankie vir my suster, dankie dat U haar hierna toe gestuur het. Sy ding sy self opgestaan, maar dis die Gees van God wat haar gevul sit hierna toe nou. Ek doop jou met die vuur van die Heilige Gees wat nou oor jou sal kom, wat sal vlam vat in hierdie hele liggaam, en alles wat uit plek het is in orde sal bring. Genesing vir jou, my suster. Genesing vir jou in hierdie liggaam. Met die vuur van die Here oorvat in jou. Sy oë is op jou. Hy kyk vir jou nog 'n heeltyd. Ontvang dit nou. Ontvang die salwing van die Here Jesus. Dankie Jesus wat U doen nou in haar liggaam. Heeltemal alles. Ontvang sy Gees. Ontvang sy genesing. Ontvang sy krag. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Die vuur van die Here Jesus is oor jou. Doop jou met die vuur van die Heilige Gees. Neem alles in besit nou hierso. Steek daai dinamiet aan. 'n Nuwe vuur wat sal brand in jou. 'n Nuwe idees wat sal opkom. Jy sal 'n dinamiese persoon wees in die koninkryk van God. Dit gaan nie oor praatjies meer. Dit gaan nie oor wat mense gesê het van jou nie. Dit gaan oor die krag van God wat in jou werk. Vergeet alles wat almal gesê het. Dit gaan nie oor praatjies nie. Dit gaan oor die krag van die Here Jesus Christus. Wat jou lewe sal oorneem. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Here Jesus vir my broer. Dankie vir dit wat U doen in sy lewe. Die oud is verby. Oud is verby, die nuwe het gekom. And the Lord has made you a dynamic person. He has blessed you with abilities, godly abilities. Constant change, maar in daai change is progress. You will move forward and not backwards. Jy is op die perfekte pad. Jy kan nie op 'n beter pad wees nie. Hierdie is die pad. Ek bid vir 'n nuwe vuur in sy lewe, Here Jesus Christus. Steek hom aan die brand. Daai dinamiet sal brand. Hy sal ontplof in U koninkryk. Berge sal versit. Dat sy ongeloof sal uitgaan en U geloof sal inkom nou. In Jesus naam. Arasondra sowarasia. Dankie vir my broer. Here, kom Heilige Gees, kom beweeg nou deur hierdie liggaam. Kom steek hom aan die brand. Laat die genesing vloei deur hierdie hele liggaam. Alles wat uit plek het is nou in plek sal kom in Jesus naam. Sy gedagtes sal oorval word met die hemelse gedagtes. Alles hernie, elke selletjie, elke sineweetjie, alles. Kom, dat hierdie alles reguit trek. Dankie Jesus wat U doen nou. Heilige Gees. Ja, Here, U raak aan hom. U raak nou aan hom, nie ek nie. Dis die Here Jesus wat aan hom raak. Genesing vir die liggaam. Nog 'n groot stuk lewe wat wag. Purpose, rigting en voorsiening in jou lewe, my broer. Dankie Jesus. Okay. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dankie Jesus. 'n Nuwe ding vir jou, my suster. Net 'n vuur, dis al wat jy nodig het. Ons kyk nie na die wêreld so goed nie.
Ons het nie 'n wêreldse request nie. As jy vir Jesus het, het jy alles. Die res sal volg. Ek bid vir jou. Ek bid vir jou gedagtes, Here. Ek bid vir haar. Ek bid vir 'n totale energie-inspuiting in haar geesmens. Nuwe idees. Sy weet sy's aanvaar. Sy weet haar hart is vir U. Liefde en vrede. Ek bid vir 'n rustigheid in haar siel, Here. 'n Rustigheid, 'n totale rustigheid nou. 'n Vrede, 'n confidence van U sal voorsien. Ek sien nog steeds 'n huis. Ek sien nog steeds 'n huis. Onthou jy die huis? Lang terug. Die Here sê hy weet. Hy weet. Rus by hom, rus by hom. Rus meer rus. Minder van jou en meer van hom. Maak stil die gedagtes. Laat 'n nuwe vuur nou brand in jou.